Soos gebruiklik, voordat ons begin met ons Bybelstudie uit Galasiërs hoofstuk 3, wil ek vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar dat U ons rondom U woord bymekaar gebring het. Ons besef dat dit is 'n wonderlike geleentheid om nie net te leer nie, maar ook om in ons geloof te groei. En ons bid dat U ons sal help om onder leiding van die Heilige Gees ook heel prakties te dink oor ons elkeen se lewe en werklik te besin voor U, die lewende God, hoe ons gaan maak met dit wat ons hoor, hoe ons dit gaan toepas, hoe ons dit gaan uitleef, hoe ons 'n verskil gaan maak met dit wat ons hier ontvang. En daarom bid ons dan nou dat U ons ontvanklik ook sal maak en bereidwillig sal maak om aan te pas by dit wat U vir ons gee. In die naam van U Seun bid ons dit van U. Amen. Goed, ek gaan vir ons, ek het gedink oor ons benadering en ek het dit goed gedink, dat ons dit 'n bietjie op 'n ander manier doen. Kyk, Galasiërs het ons van die begin af gesê, is nie die maklikste boek in die Bybel nie, en hier's dele van Galasiërs wat waarskynlik van die moeilikste dele in die Bybel is. En ek wil voorstel dat ons so 'n bietjie kyk of ons nie op 'n ander manier kan werk nie. Ons het verlede week gepraat oor die wet, en julle sal onthou, dit gaan alles hier oor die plek van die wet en die verandering wat daar gekom het na die koms van ons Here Jesus Christus, hoe dat die wet sy funksie verander het. Die wet het nog steeds 'n plek en is belangrik, maar om nou te verstaan wat hierdie verandering alles behels, het ons verlede week gesien dat die apostel Paulus sê dat die wet is 'n tugmeester wat ons na Christus toe lei, en die woord 'n tugmeester is 'n baie spesifieke Griekse woord met 'n historiese konteks, sal julle onthou. Daai historiese konteks was die van 'n slaaf wat die opvoeder is van die toekomstige erfgenaam. En daardie beeld is 'n baie belangrike beeld hier aan die einde van Galasiërs hoofstuk 3. Nou, om dit in ons moderne konteks te verstaan, want ek dink dit is eintlik vir ons nou nie maklik om dit te verstaan nie, omdat dit so bepaald is tot daardie spesifieke kultuur en daardie tyd, want ons het nie meer slawe vandag nie. Dat dit is omtrent soos wanneer 'n oud onderwyser by jou huis instap en jou behandel soos wat hy jou behandel het toe jy 'n kind op skool was in sy klas, of as jy in die koshuis was, soos wat hy jou toe behandel het. Jy gaan dit glad nie aanvaar nie, dit gaan nie vir jou goed wees nie, en die kanse dat jy vir hom kan kwaad word en hom uit die huis uitstuur, gaan waarskynlik baie goed wees. So, net soos daardie onderwyser nie meer die reg het oor jou lewe nie, probeer Paulus vir ons sê, net so het die verhouding tot die wet ook vir ons as gelowiges verander. En ons gaan net kyk na verse 25 tot 29 vanaand. Nou, ek gaan dit vir julle lees. Ek dink ons moet maar weer net teruggaan ook na die teks toe, wat ons behandel, dat ons vir mekaar sê, ons kan onthou wat ons lees, waarmee ons besig is, dat ons nie net fokus op iets wat iemand geskryf het, maar werklik besig is met die woord van die Here. En ons gaan ook spesifiek kyk na die oorspronklike teks. Ek glo maar dat dit die regte roete is om altyd ook te gaan kyk na wat staan daar in die Grieks. Nou, ek lees vlugtig vir ons hierdie hele hoofstuk, en ek gebruik die 1983 vertaling vir afwisseling. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Ek lees vanaf vers 1. Wie het julle verstand benewel? Jesus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig
dat julle hom as het ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaar kry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. En daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie, en dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Broers, ek gaan nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe neem. As 'n testament wat maar net mensewerk is geldig is, kan niemand dit ongeldig maak of iets daaraan toevoeg nie. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as een nie, maar aan jou nakomeling, net een. En hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê, God het 'n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet wat eers 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. As 'n mens dit wat beloof is kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie, en God het sy genade aan Abraham juis deur 'n belofte toegesê. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde, en dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling, op wie hierdie belofte betrekking het, sou kom. Engele het die wet deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee, maar as daar net een is wat handel, is 'n tussenganger nie nodig nie, en God is net een. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die belofte van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was, wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. En nou vanaand se gedeelte.
voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak, totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Nou, ek wil nou nie klink asof ek altyd kritiek het op 'n bepaalde Afrikaanse vertaling nie, maar dit is vir my tog jammer dat 'n vertaling soos die 83 vertaling die gedagte van toesig eerder gebruik as die woord tigmeester. En ek wil vir julle wys, as jy gaan kyk na die Griekse teks van vers 25, dan daar staan die woord paidagogon, met ander woorde paidagogos, met ander woorde tigmeester, en die 83 vertaling het eerder gegaan en net die bedoeling probeer vertaal, maar die oomblik as jy probeer om net 'n bedoeling te vertaal, dan gaan daar iets verlore, want jy neem 'n besluit van wat die bedoeling sal wees. As jy gaan kyk na die 2020 vertaling, behoort dit te lees, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tigmeester nie. So die woord is weer terug. Nou, ek keer weer terug na hierdie woord paidagogos, of tigmeester, en ek wil ander inligting gee as wat ek al reeds gegee het. Ons het al gesien dat 'n mens sou dit min of meer kon vergelyk met 'n onderwyser vandag, maar nie heeltemal nie. Dit was 'n betroubare slaaf, dit was 'n streng slaaf, en die hoof van die huis, die pa, sou sy vrygebore seun, met ander woorde sy toekomstige erfgenaam, aan die sorg van hierdie man toe vertrou het, vandat hy omtrent so 6 jaar oud is, totdat hy so 16 jaar oud was. En dan was die taak van hierdie paidagogos, was aan die een kant om die seun natuurlik te beskerm, en om te bewaar dat hy niks oorkom nie, om skool toe te vat. Ek onthou op 'n tyd was die gedagte definitief dat die paidagogos ook die kind geleer het, maar waarskynlik sou dit dalk weer deur 'n ander slaaf gedoen word, of hy sou deel gewees het van 'n groepie studente wat gestudeer het by 'n leermeester. Nou die taak van hierdie paidagogos, en onthou nou, dis nou eintlik die wet, Paulus vergelyk dit met die wet, was om die kind dan te dissiplineer en maniere te leer, en hy kon so ver gaan as om die kind dan ook te tugtig met 'n rotting of met 'n stok. Die paidagogos het egter geweet dat sy gesag oor hierdie kind is tydelik, want daar kom 'n tyd dat hierdie kind wat hy nou aan opvoed, uiteindelik sy baas gaan word. Hy het dus nie hierdie seun besit nie, en hy was nie in 'n pa-kind verhouding met hierdie kind nie. Dit was totdat hierdie seun dan nou op 16-jarige ouderdom mondig word, en dan het sy gesag oor hierdie kind geëindig. Nou Paulus gebruik in hierdie gedeelte ook 'n baie belangrike konstruksie. Ons noem dit 'n genitivus absolutus. As hy daar sê, nadat die geloof gekom het, dan gebruik hy hierdie konstruksie, en wat hy eintlik daarmee sê, dis 'n baie sterk uitdrukking. Dis 'n baie sterk manier om 'n ding te stel in daardie taal. Hy maak eintlik van, as hy sê, nadat die geloof gekom het, dan is dit 'n tipe van 'n personifikasie. 'n Personifikasie is as jy eintlik
iets wat abstrakt is, want die mense sê, hierdie is nie 'n mens nie, maar jy praat daarvan binne die konteks asof dit 'n mens is duidelik, Paulus het 'n spesifieke mens as het ware hier in gedagte, as hy praat van nadat die geloof gekom het. Hy dink aan iemand baie spesifiek. Nou ons kan onmiddellik weet aan wie Paulus dink. Nadat die geloof gekom het, is vir hom, as het is dan vir hom eintlik Jesus Christus. Julle sal ook daar sien, daar is die woord ouketi, dis nie 'n ouketi waarmee jy, dis nie jou ouketi waarmee jy met klippe goed skiet nie. Dit is 'n woord om te sê nie meer nie, glad nie langer nie. Dit is 'n finale en onherroepelike uitspraak. En wat ek ook gedoen het, is ek het bietjie gaan kyk, hoe verstaan die hervormers of die reformatore hierdie gedeelte, hierdie paar woorde. Nou Martin Luther skryf, en ek moet sê, ek vermoed, die meeste van julle gaan baie sterk identifiseer met Martin Luther. Martin Luther het 'n manier gehad om te skryf vir Jan Alleman. Hy het nie teologies probeer skryf nie. Hy het probeer verduidelik, terwyl ek dink Calvin moet jy altyd dink, wat probeer hy sê? Martin Luther, luister wat sê hy. Wanneer die geloof gekom het, en onthou nou Paulus bedoel met geloof, baie sterk dink hy aan die persoon van Christus. Hy gebruik het eintlik in daai genitivus absolutus as 'n personifikasie. Hou die wet op om 'n tugmeester te wees. Met ander woorde, in die plek van hierdie tugmeester, hierdie pedagogos, hierdie slaaf, kom daar iemand anderste. Aan ander woorde, heeltemal 'n ander persoon. Hier vind 'n verandering plaas. Hier vind 'n oordrag plaas. Waar Christus heers, is daar geen drywer met 'n stok meer nie. Nou sê jy verstaan, uit wat ek vir jou gesê het, hoekom Martin Luther het skryf, hy hou die agtergrond van die pedagogos baie mooi in gedagte. As jou gewete bang gemaak word deur die wet, moet jy sê, meneer wet, jy het my getuigtig totdat Christus gekom het, maar nou is ek vry. En dit is nou vir my baie mooi gesê, en ek dink, ja, Martin Luther vat dit baie mooi raak. Calvin het gesê, die wet was vir die Jode 'n voog, en die woord voog is ook 'n baie goeie uitdrukking. Ek dink dit sou selfs kon werk in die vertaling vir pedagogos, tydens die kerk se kinderjare, maar nou dat Christus gekom het, het die kerk sy kinderjare ontgroei om die wetse seremonies nou nog te eis, is om die kerk terug te dwing na sy kinderskoene. Onthou nou, wat Calvin hou ook hier die agtergrond van die hele Galasiërs in gedagte. Paulus skryf mos hier teen daardie Judaïste, daai dwaalleraars, en hulle wil die kerk terugvat na 'n reëlbedeling toe, waar daar reëls en wette is. En nou sê Calvin, dit is nou soos om daai mondige man, wat die erfgenaam is, kom die pedagogos, die slaaf, en hy probeer hom terugdwing onder sy gesag in, hy probeer eintlik daai man se lewe oor te vat. En dit kan tog nie gebeur nie, dis absoluut onmoontlik. Want ons het oorgegaan, nou dat geloof gekom het, nou dat Christus gekom het, is ons vry. Net dit presies wat Martin Luther ook gesê het. Nou goed, ek wil vir julle kans gee ook, om dalk hier deel te neem aan 'n bespreking. Ek wil nie die vraag net antwoord nie, maar ek wil vra, op watter maniere probeer Christene vandag soms om weer onder 'n reëlgebaseerde tugmeester te leef, in plaas van uit genade? Ek sal begin deur te sê, wanneer 'n mens met die wet op so 'n manier byvoorbeeld werk, dat jy met die idee in jou kop werk dat
deurdat jy die wet onderhou, deur die dinge wat jy gehoorsaam doen, is jy eintlik besig om iets by God te verdien. Nou, eerskomende Sondag, as ek Sondag 11 by stil staan saam met julle, dan sal julle weet, dis natuurlik, en julle sal ook hoor, dis natuurlik verkeerd, maar doen ons nie dit partykeer nie. Is daar nog maniere waarop julle kan dink dat ons as Christene met reëls probeer werk en dit probeer inbou in ons lewe en nie voluit ons vryheid in Christus geniet nie? Is daar enige iemand wat iets wil byvoeg? Hulle kan dalk selfs 'n meer praktiese voorbeeld noem as wat ek genoem het. Jaap sê hy is tevrede. En dan vra hy in die tweede plek, waarom voel 'n wettiese godsdiens vir sommige mense veiliger as die vryheid in Christus? En ek dink die rede is dat, dis maar, julle kan van my verskil, ek dink mense verkies 'n wettiese godsdiens, omdat 'n wettiese godsdiens is, jy is in beheer. Jy doen sekere dinge, jy in jou kop voel jy, dit verdien vir jou iets, en jy is in beheer. En mense vandag wil in beheer wees van alles. So, die rede, Jaap. Dominee Tommy, dis Anje, ekskuus, Hallo, dit is nou Anje. duidelik, ek is nie so oulik met die tegnologie soos Jaap nie, ek het eintlik bedoel om my hand op te steek en klap ek hande. Ja, Dominee, ja, dit is inderdaad, soos Dominee 'n goeie voorbeeld gegee het, so die handeklap was ook reg bedoel. Yeah. Maar ek dink as 'n mens kyk daarna, baie van ons meer charismatiese kerke wat ook miskien dink dat ons moet iets doen saam met ons geloof in Christus, jy moet net 'n bietjie harder glo, jy moet meer geld gee vir die kerk. Ag, daar's klomp voorbeelde wat 'n mens nou deesdae aan kan dink, dat jy moet net meer bid, jy moet meer belydenis doen van jou geloof, jy moet mense na die kerk te bring, want dit is hoe jy 'n goeie guns by God kan wen. Ja. Dis vir my mooi voorbeelde, en dan ook eintlik of iets wat 'n mens baie hartseer maak in ons eie kerke, is dat ons gemeentelede sien wat byvoorbeeld net nagmaal toe kom. En dit is vir my, dit slaan vir my baie daarop, dat jy dink dat jou bywoning aan die nagmaal gaan jou red, want hoekom kom jy dan dit na, hoekom doen jy dit, maar jy lewe nie jou geloof in die vryheid wat Christus vir jou gee nie. En ja, dan wat die tweede vraag aan betref, is waarom voel die wettiese godsdiens vir mens veiliger? Ek dink dat baie mense vertrou nie die omvattende genade van Christus nie, en hulle probeer, mens verloor fokus, dink ek, want jou aandag word afgetrek daarvan, en jou visie word soms besoedel deur dinge wat in die wêreld aangaan, en soos Petrus sy oog verloor het van die kruis af, dink ek, gebeur dit ook baie keer met mense, dat hulle die perspektiewe verloor. Ek wil daarbey aansluit aan jy, ek dink mense sê ook vir hulle self, niks is verniet nie. Op 'n manier moet ek seker hiervoor werk, ek moet dit op 'n manier verdien. So, ek dink dat, weer eens gaan dit seker ook maar weer 'n manier van beheer. Maar ja, dis baie goeie voorbeelde wat jy genoem het, jy weet, baie goeie praktiese voorbeelde. En ek dink, jy weet, ou moet jou motiewe waarom jy goed doen, baie deeglik ondersoek. Jy weet, ek is baie bewus van gemeentes wat met my praat oor sending, en dan sal hulle vir my sê, ja, maar hulle wil sendingwerk doen, want hulle moet groei sodat hulle kan oorleef. En dis 'n verkeerde rede, nee. Jy moet sendingwerk doen, want dit is 'n opdrag van die Here om die Here te verheerlik, dat sy koninkryk kan groei en hy die eer kry. Jy moet dit nie sien as 'n tipe van 'n oorlewingsmeganisme nie. So jy weet, 'n mens moet vir jouself baie keer die rede vra, waarom doen ek dit? Wat is my motivering?
En ja, en ek dink 'n ou ontdek baie keer by jouself 'n oneerlikheid. Dat jy die verkeerde motief vir wat jy doen. En 'n mens moet dan net eerlik wees met jouself daaroor, en ek dink dis nie altyd so maklik nie. As ons gaan kyk na, baie dankie vir die deelname. As ons gaan kyk na vers 26, dan sê die apostel Paulus, en ek gaan gou 'n paar dinge vir julle hier uitlig, terwyl die Grieks hier voor my is. As hy sê, amper lees ek die Grieks, maar ek sal gou vir julle wys. Hy sê, want julle is almal seuns. Pantes is almal, gar is eintlik die woord want, maar in Afrikaans is die orde nou anderste. Huio is 'n baie belangrike woord. Dis die woord vir seuns, dis in die meervoud. En hy gebruik nie die woord tekna nie. Dis belangrik. En dan theo is in 'n genitief, met ander woorde van besit, seuns van God. Want julle is almal seuns van God deur die geloof, en hier is Paulus se geliefde uitdrukking, né? As hy sê diates pisteos en Christo Jesu. Met ander woorde, daai pisteos geloof in Christo Jesu, in Christus Jesus, deur die geloof in Christus Jesus. So, want julle is almal seuns van God deur die geloof in Christus Jesus. Nou, hier is nou die inligting wat ek nou wil byvoeg vanaand oor hierdie gedagte van die paidagogos, die slaaf. Daar was 'n seremonie, die toga virilis seremonie. Wanneer daai seun nou op 'n sekere ouderdom gekom het, 16 jaar byvoorbeeld, in die Romeinse kultuur, dan het hulle dis amper soos die Jode die bar mitzwa, waar die seun sy mondigheid kry en hy begin die groot menswêreld betree. Jy gaan deur sulke verskillende fases in jou lewe. Nou hierdie toga virilis, het die jong seun op 'n gegewe dag, het hy tydens gewoonlik die Liberalia fees, nou Liberalia, die woord ken ons, dis die vryheidsfees in Maart, 'n amptelike oorgangsrite deurgegaan. En dan het hy sy kinderklere, sy toga praetexta, het hy uitgetrek, nee, en hy het letterlik 'n nuwe toga, onthou nou, julle weet, 'n toga lyk amper soos die japonne wat ons vandag dra, dan het hy sy toga virilis, die kleed van 'n volwasse man, aangetrek, en die verskillende togas het ook gewys van wat 'n stand is jy in daardie tyd. As jy 'n sekere kleur op jou toga gehad het, dan het jy geweet, hierdie is iemand van die senaat en dis 'n edelman byvoorbeeld. Goed, so hierdie seremonie, want Paulus gaan op 'n stadium begin praat van klere en die wisseling van 'n kleed. En dis die leefwêreld se agtergrond. So tydens hierdie Liberalia fees in Maart, trek hy sy ou toga, sy kinderklere uit, en hy trek sy toga virilis aan. En dan was dit duidelik, hy is nou nie meer onder die gesag van sy paidagogos nie, sy tugmeester nie, inteendeel, hy is nou bo hom. So die seun is dan nie meer 'n kind nie, maar 'n volwasse man, huios, en ek het vir julle gesê, ek sal nou vir julle wys wat is die verskil tussen huios en tekna, en hy's 'n volle burger met ook erfregte, want as jy 'n burger is, kan jy erf. So, julle sal weet, dit is ook 'n belangrike konsep vir die apostel Paulus, die gedagte van erf. Nou goed, kom ons praat gou oor daai verskil. Die feit dat die apostel Paulus onder leiding van die Heilige Gees kies vir die Griekse woord huioi, met ander woorde seuns, in plaas van tekna of kinders. In die Grieks verwys tekna na klein kindertjies, maar huioi verwys spesifiek na volwasse jong seun wat 'n erfgenaam is. So dis net die betekenis van daai woord. So woorde in Grieks kan 'n geweldige ryk betekenis oordra. Paulus sê, julle is nie klein kindertjies nie,
maar julle het reeds die status van volle volwasse erfgename voor God bereik, en onthou nou wat het hy net nou gesê, en Christus Jesu, in Christus Jesus, daai is sy geliefde uitdrukking. Dit is belangrik, en ek het nogal daai eerste woord vir julle gewys, ek gaan net gou weer op. Sien julle daai pantes daar in die begin? Almal, gar, want, die orde is nou natuurlik, woordorde maak nie saak in Grieks nie, maar daai pantes sê almal sonder uitsondering. Daar is nie 'n uitsondering nie, want onthou nou die dwaalleraars het daar gekom met die storie, daar's 'n verskil tussen 'n Jood en 'n Griek. En die Grieke moet soos die Jode word deur die wette te onderhou. En nou kom Paulus en dis moontlik, ek het nou nie dit nagegaan nie, maar ek sou 'n saak daarvoor kon uitmaak, dat ek dink dit is hoekom hy nie garpantes het nie, met ander woorde want almal nie, soos wat ons het in die Afrikaans het nie, maar begin met pantes, en woordorde beklemtoon, en hy laat nogal die klem op hy pantes val, almal sonder uitsondering, nie net die Jode wat die wet gehad het nie, maar ook die heidene wat nou in Jesus glo. Hulle almal is nou seuns van God. En Christus Jesu, in Christus Jesus, ek het al reeds gesê, dis werk te kyk maar deur Paulus se briewe, dis sy gunsteling frase, ons is seuns van God, hy bedoel met in Christus, omdat ons in Christus ingelyf is, omdat ons deel het aan Christus. Christus is die enigste unieke seun van God wat die eintlike erfgenaam is, en nou word ons ook ons deel daarin. Ons word in hom ingelyf, ons kom onder sy gesag. Ons is nie meer onder die pedagogos van die wet nie, van die tugmeester van die wet nie, ons kom nou onder die gesag van Christus. Nou ja, weer eens, wat sê die reformatore hieroor? Martin Luther sê, Paulus sê nie jy is 'n seun omdat jy besny is, onthou wat ons al reeds gehad het, of die wet onderhou het nie, maar deur die geloof. Hier word alle verdienste en menslike vroomheid heeltemal vernietig. Dit laat my baie dink aan wat Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 10, waar hy sê, dis alles 'n genade, ons het dit nie verdien nie. Gaan lees 'n bietjie daardie wonderlike 10 verse. En Johannes Calvin sê, onder die wet het die gelowiges onder vrees gedien, soos knegte, maar deur die geloof in Christus ontvang ons die gees van aanneming tot kinders, dis Romeine 8 waarin Calvin dink, waardeur ons uitroep, Abba, Vader. Ek dink beide is vir my mooi, ek hou van albei, maar ek hou in elk geval van hulle albei, so ek is seker nou nie baie objektief nie, maar kom ons kyk gou, wat kan ons vir mekaar sê, kom ons praat gou oor, wat is die verskil in hoe iemand optree as hy voel hy is 'n slaaf wat die eienaar moet beïndruk teenoor 'n volwasse kind wat reeds die erfenis besit het. So, dink nou jouself in die situasie, hoe verander jou houding wanneer jy aan jouself dink jy's gedwing, jy's 'n slaaf, teenoor wanneer jy weet jy's vry en jy's 'n kind en jy's 'n erfgenaam. Hoe sal dit jou lewe beïnvloed en jou verhouding met die Here? Kom ons praat daaroor. Is daar iemand wat iets daaroor wil probeer? Kom ek probeer. Ek sou sê dat as jy dit doen as 'n slaaf, dan is jy altyd gedwing. Jy doen dit met 'n swaarmoedige houding. Dit is vir jou, dis nie vrywillig nie. Dis afgedwingde diens. Dit is nie vrywillige liefde nie. Terwyl 'n volwasse kind wat selfstandig is kan besluit, hoe wil hy reageer? Die verhouding is heeltemal anderste. As jy besluit as 'n volwasse kind om jou ouer lief te hê, dan gee jy jou liefde vrywillig. Maar as die ouer die kind dwing, en die liefde as het ware by die kind afpers, dan is dit mos nie ware liefde nie. So die verhouding, daai verskywing van slaaf
wat moet die tugmeester gehoorsaam na erfgenaam kind met dis heeltemal 'n baie groot oorgang wat plaasvind in 'n mens se lewe en in die manier wat jy dink oor jou diens aan die Here. Jy doen dit met 'n blymoedige gesindheid. Dis vir my 'n baie groot verskil. Dis 'n belangrike punt wat Paulus hier maak. En 'n mens moet seker maak as jy dink aan jou verhouding met die Here en hoe jy diensbaar is in sy kerk, dat jy dit nie beleef as hierdie slaafse verhouding nie. 'n onderdrukkende verhouding nie. Goed. Ek weet nie of iemand dalk iets ook daar wil byvoeg nie, maar julle is baie welkom. Kan maar net jouself unmute. Dan kom ons by vers 27. Nou hierdie is nou weer eens ek lees die Afrikaans, want almal van julle wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Sien julle, daar kom die klere ding nou in. En nou veronderstel Paulus, jy ken, jy volg nou sy logika, jy weet van daai toga verandering, jy kan die verband sien van paidagogos, klere wat, kinderklere wat uitgetrek word, volwasse klere wat aangetrek word, en hy verbind dit aan, want almal van julle wat in Christus gedoop is, weer die gedagte van, want almal, sien julle dit? Want almal, so soi gar eis Christu, en daar is die woord verdoop, in Christus, weer 'n keer so twee keer, die woord Christus beklee. Nou, wat interessant is, op 'n stadium in die kerk se geskiedenis, en dis waar die koppeling met die doop vandaan kom. Op 'n stadium in die kerk se geskiedenis, het hulle ook met die doop, het jy 'n ander kleed aangetrek na die doop. Onthou, vir 'n tyd was die doop ook onderdompeling gewees, so jy het nie met dieselfde ou vuil klere weer verder gegaan nie, maar jy het 'n ander kleed daarna aangetrek. En dit sluit aan by die gebruik wat ook in die wêreld bestaan het van daardie tyd, met die kind wat sy mondigheid kry en sy kinderklere agterlaat vir sy volwasse klere. So, en dis hoe Paulus nou by hierdie, hy vat eintlik dieselfde beeld van die paidagogos, vat hy so 'n bietjie verder en hy bring dit binne die konteks van hoe die kerk gemaak het. So hierdie wit kleed wat die persoon ontvang het na die doop, ekskuus. Want die doop is mos die teken van die inlywing in Christus, deel hê aan Christus. Hierdie wit kleed het gesimboliseer dat 'n mens nou heeltemal 'n nuwe identiteit het. Dink aan iemand wat wedergebore is. Daardie persoon was voor die wedergeboorte heeltemal 'n ander mens, as wat die persoon is na die wedergeboorte. Daardie persoon het 'n verandering ondergaan. Wanneer mense na hulle gekyk het hulle nie meer die ou sosiale rang gesien nie al die ou dinge nie, maar hulle het 'n skoon nuwe mens gesien in Christus. So, daai uitdrukking, eis Christon in Christus, ons het al baie gesê, dit Paulus gebruik die uitdrukking baie, dui op 'n beweging van buite na binne. Daai uitdrukking, dis eintlik 'n woord eis, en dan 'n bepaalde vorm van die naamwoord daarna, dui op 'n beweging van buite na binne in. Ons was buite Christus, maar nadat ons by Christus ingelyf is ons binne in hom, of 'n mens kan seker ook sê, in die lig van 1 Korintiërs hoofstuk 12, is hy binne in ons, deur sy Heilige Gees. In die antieke besigheidswêreld is hierdie frase en hierdie konstruksie gebruik, wanneer geld van een rekening oorgeskuif is na 'n ander rekening. In ander woorde, wanneer hy geld van eienaar verwissel het, is dit by iemand anders se naam ingeskryf. Dis as dit ware asof hulle fisies die geld
geruil het en dit het in iemand anders se sak ingegaan. Dis ook wanneer ek en jy besigheid doen en ek koop iets by jou, dan gaan my geld van my af na jou toe, in jou rekening in, of in jou sak in. Dit is jou besluit. Of jy daai geld gaan uittrek, want dan gaan dit in jou sak in. En in die doop word ons wettiglik oorgeplaas na die rekening en die eienaarskap van Christus. So hierdie, net die uitdrukking en die manier waarop Paulus dit gebruik, het reeds 'n beeld, omdat dit so 'n algemene uitdrukking was wat vir hierdie spesifieke ding gebruik is, vir hierdie spesifieke transaksie, het 'n beeld daarin wat dit vir ons makliker maak om te verstaan wat hy hier vir ons sê. En dan gebruik hy ook nog die woord om jou te beklee met. So hierdie geloofshandeling is, onthou nou, God kom en hy gee, ons Vader kom en hy gee vir ons Christus, maar ons moet Christus, die woord wat ons belydenisskrifte gebruik, is aanneem. Nou gebruik Paulus hier die woord beklee. Ek moet, die Vader kom as het ware met my, na my en na jou toe, met Christus, asof hy 'n kleed is, en hy sê vir ons, trek hierdie nuwe kleed aan. Beklee jou met Christus. Dit is daai aanneem. En as Christus, as ek beklee is met Christus, dan is ek nie meer die ou mens nie. Ek lyk nie meer soos wat ek gelyk het nie, ek doen nie meer soos wat ek gedoen het nie, ek het ek het heeltemal verander. So hierdie woord beklee sluit so mooi aan by ons belydenis en die gedagte van Christus aanneem. En Martin Luther, julle sal hoor, ek het dit al baie gesê, tot vervelings toe al, het die gedagte gehad van die wonderlike ruil. Om met Christus bekleed te word, sê hy, is 'n teologiese bekleding. In die doop gee Christus vir my sy geregtigheid, sy lewe en sy oorwinning. En hy neem my sonde en my vloek op hom. God sien nie meer my kaalheid nie, maar die skoonheid van sy seun, want ek is beklee met hom. En die Vader het my beklee met hom. En die wyse waarop die Vader en die Seun my so beklee, is natuurlik deur die werking van die Heilige Gees. Nou Johannes Calvin sê, die doop is nie 'n leë simbool nie, maar 'n doeltreffende seël van ons inlywing in Christus. En ek gee toe, dis heelwat meer teologies gestel, en dit is, nou kan jy ook sien, waar kom ons belydenisstal vandaan. Hy probeer eintlik vir ons sê, die doop het geweldige groot betekenis, want ons word by Christus ingelyf, by Christus ingeskryf, onder sy naam is ons nou ingeskryf. Ons is nie meer onder die naam van die duiwel in sy rekening, ons lê nie meer daar nie, ons lê nou in die rekening van Christus. Christus bied homself werklik aan ons in die doop, en deur geloof trek ons hom aan. Baie mooi ook, ek hou van dit ook. Goed, die vraag wat ek vra is, as jy Christus aangetrek het, hoe beïnvloed dit die manier waarop jy na jou eie foute en tekortkominge kyk? Ek dink 'n groot fout wat ons kan maak, is om altyd terug te gaan na die foute wat ons in die lewe gemaak het. Om altyd weer daaroor te wil dink, of onsself daaroor te verwyd, of onsself daaroor kwaadlik te wil neem. Maar as ons met Christus beklee is, of dit nou die foute van die verlede, of die foute van nou is, of die foute van vandag is, sien ek dit nie meer raak nie. Kan ek aanbeweeg na môre toe en na oormôre toe? Kan ek werklik vir myself sê, ek kan vir God gaan leef? Hierdie goed gaan my nie meer vashou nie, dit gaan my nie kniehalter in die lewe nie.
ek gaan nie oor hierdie dinge bly struikel en val nie. Want in Christus kan ek werklik 'n nuwe begin maak. Kom, ek gee vir julle ook geleentheid as julle iets wil bydra onder hierdie vraag. As jy Christus aangetrek het, as jy met hom bekleed is, hoe beïnvloed dit die manier waarop jy na jou eie foute en tekortkominge kyk? Wil enige een van julle iets bydra? Goed. Vers 28. Ek wil julle net hier wys hoe mooi dit geskryf is, nee, en weer eens, dis eintlik jammer hoe dit in die 83 vertaling gestel word, want jy sien niks van die oorspronklike teks daar nie. Ek dink dit is beter in die 2020 vertaling, en in die ander Afrikaanse vertalings dink ek is dit oor die algemeen beter as in die 83. Hy sê, kyk op die herhaling ook en nie, en oede, sien julle ook en nie, oede, ook en nie, en daar is 'n interessante verandering. So hy die hele tyd geoek en nie, oede, ook en nie, oede, en ewe skielik is dit ook en nie, kai. En dis 'n baie belang, daar's 'n goeie rede hoekom hy dit so doen, ek sal dit vir julle wys. En dan weer apantes, en julle ken nou al die woord pantes, van almal, weer 'n soortgelyke uitdrukking, apantes garn, en dan die woorde wat julle nou al ken, humais ais este en Christo Jesu. In ander woorde weer, daai geliefde uitdrukking van Paulus, en Christo Jesu. So wat beteken dit in Afrikaans? En nou kan jy sien in die 2020 vertaling wat ek vir jou sê, in die Afrikaans probeer hulle dan nou vir mense ook wys, wat staan daar, hier is 'n struktuur, daar is nie, sien julle, daar is nie, want, dis daai gar, want julle is almal, dis daai apantes gar, want julle is almal een in Christus. Maar kyk nou weer, ek wys vir julle weer, daar is nie, en dan of, daar is nie, of, daar is nie, en. Sien julle daai kaai wat ek vir julle gesê het? Hoekom? Nou as jy dit sien in hoe Paulus skryf, dan moet jy dadelik vir jouself afvra, hoekom het hy die struktuur daar verander? Wat probeer hy vir jou sê? Dit beklemtoon tog daai gedeelte, nee. Want dit staan uit van die patroon, dis soos wanneer jy kyk na wiskundige patrone, daai patroon is gebreek nou. Hoekom is dit gebreek? So, nou moet jy onthou, nou moet jy weer gaan kyk en verstaan hoe lyk die wêreld waarin die mense geleef het vir wie hy skryf. So, hy sê vir hulle, daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer manlik en vroulik nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Nou Paulus is beslis nie LGBTQ positief gewees nie. Inteendeel, hy was absoluut teen dit. En dis nie wat hy bedoel, daar is nie meer manlik en vroulik nie, maar ek kan nou net dink dat mense wat vir dit is, hierdie uitdrukking totaal verkeerd sal verstaan, maar dit sal gebaseer wees op baie gebrekkige kennis en ek dink moedswilligheid ook eintlik. So hierdie is werklik een van die mees revolusionêre sinne in die hele antieke literatuur, want Paulus sê eintlik, waar jy ingepas het in die wêreld tot op daai stadium, dinge het nou verander. Dis hoe het 'n radikale verandering plaasgevind. Nou, dit is ook in daai ander stuk wat ek vir julle gestuur het, hierdie spesifieke woorde, en ek dink ons het dit baie nou beleef, verlede Dinsdag aand, om die trefkrag van hierdie woorde te verstaan. Daar is nie meer Jood of Griek nie, slaaf of vryman nie. Nou vertaal ek dit omtrent soos die 83 vertaling, wat jy die struktuur nie sien nie. Moet jy gaan hoor, wat was die Joodse man se oggendgebed? In daardie tyd het 'n Joodse man die volgende woorde gebid. En ek dink hulle bid dit vandag nog.
want ons was by 'n funksie en daar was 'n man wat 'n Jood is en op die ou ende was dit baie duidelik, hy wil glad nie fisiese kontak maak met my vrou nie, maar hy sal my met die hand groet en ek het na die tyd vir hom verduidelik, jy moet verstaan, hierdie ou is 'n baie konservatiewe Joodse man en vir 'n Joodse man is 'n vrou onrein. So hy gaan nie eens haar groet met die hand nie. En nou wat bid 'n Joodse man? 'n Joodse man bid, geseënd is U, o Here, dat U my nie 'n heidense man gemaak het nie, dat U my nie 'n slaaf gemaak het nie, en dat U my nie 'n vrou gemaak het nie. Kan julle dit sien? Dit is die orde van dit wat Paulus hier sê. Hy sê, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer manlik en vroulik nie, want julle is almal een in Christus Jesus. So hierdie gebed is 'n eeuoue gebed, wat die Jode elke oggend gebid het, wat 'n Joodse man elke oggend gebid het. So, jy sou soortgelyke uitsprake toegegee, dat dit nou nie net gaan oor die Jode nie, het jy ook by filosowe gekry, soos byvoorbeeld by Plato, en oor Plato op hierdie punt sou ek baie kon sê, maar ek moet myself beperk, want ek sien die tyd is vinnig besig om uit te loop. So die antieke wêreld wat was baie streng verdeel in hierdie hiërargie van etnisiteit en klasse en geslag. Etnisiteit is Jood en Griek, klasse is slaaf en vry en geslag is manlik en vroulik, nee. So nou kom Paulus en hy verklaar hierdie dinge as iets van die verlede. Paulus gebruik hierdie 3 kategorieë en hy verklaar dat omdat ons geestelik verander het, het hierdie dinge nie meer dieselfde geestelike geldigheid as in die verlede nie. Nou, julle onthou nou daai struktuur, of ek hoop julle onthou so ietsie daarvan, ook en nie, ook en nie, ook en nie. Hy sê dit oor en oor. So dit is die mees absolute vorm van ontkenning in Grieks wat jy kan kry, ook en nie. Dit beteken, daar is nie 'n kans nie. Daar is tans nie, maar daar bestaan eenvoudig geen moontlikheid vir hierdie verdelings om mee voor te gaan nie. So is 'n baie sterk uitdrukking wat hy gebruik as hy sê ook en nie. En dan, elke keer as hy die 2 noem, sê Jood en Griek, dan sê hy oude, slaaf en vryman, oude. Maar as hy kom by man en vrou, dan ewe skielik kan sê hy kai, en nou weet ons, daai woorde haal Paulus direk uit die Septuaginta aan. Dit is die vertaling LXX, staan vir 72, dis die Romeinse getal vir 72. Dit beteken, dit is die vertaling van die Ou Testament in Grieks wat die Jode gebruik het. So dit is die Griekse teks van die Ou Testament wat Paulus ook geken het, en hy haal hier Genesis 1 vers 27 aan, waar dit gaan oor God het die mens manlik en vroulik geskep. En Paulus probeer nie sê dat daar die skepingsorde nie meer geld nie, maar Paulus probeer wel hier sê dat die man nie 'n meer bevoorregte posisie het as die vrou by God nie. Man en vrou by God het eweveel toegang tot hom. Hoekom? In Christus. En dit is revolutionêr gewees vir daardie tyd, en dalk in 'n sekere sin is dit vandag nog revolutionêr vir mense om dit te hoor, maar die onderskeid in wat die rolle is van man en vrou, dit het nie verdwyn nie. So, Paulus gebruik die manlike getalwoord eis, een persoon, en nie die onsydige hen, nie, ons is saam 'n enkele nuwe mens in Christus. Wat die reformatore hieroor sê is baie mooi. Martin Luther sê voor God, coram Deo is Latyn wat beteken voor God, is daar geen verskil tussen 'n koning en 'n bedelaar, 'n man of 'n vrou nie. Almal word op presies dieselfde manier geregverdig verklaar, slegs deur die bloed van Christus.
En Calvin sê, Paulus stroop die Jode van hulle verwaandheid. In Christus is alle uiterlike voorregte van ras, stand of geslag tot niet gemaak. Geen mens het 'n voorsprong op 'n ander om genade te ontvang nie. Nou ja, ek dink daar is nog 'n laaste vraag wat ons dalk kan hanteer. Hy vra, watter mure of sosiale klasse bestaan daar vandag nog stilswygend in ons kerke of gemeenskappe, wat vers 28 ons uitdaag om af te breek. En ek dink elkeen van ons kan daai vraag vir onsself gaan antwoord. Ek wil beslis nie hier 'n debat open oor rolle nie. Ek dink my eie persoonlike standpunte oor die goed is duidelik. Ek dink dat daar is wel 'n tye wat ons nog 'n onderskeid maak, en 'n mens weer eens moet jouself deeglik gaan ondersoek, wat is die rede, kan jy dit werklik vanuit die skrif uit regverdig. Ek sal een voorbeeld prakties noem. Ek dink is baie belangrik dat die evangelie verkondig moet word aan alle mense. En dat ons almal voor Christus een is, en dat 'n mens nie 'n onderskeid moet tref op grond van enige verskille wat ons as mense dink belangrik is nie. Die evangelie is vir alle mense, van alle volke, tale en nasies, en dat ons sal op die einde van die dag almal voor God diensbaar moet wees, ook hierna tot in ewigheid. Goed, ek sal graag van julle wil hoor, hoe julle die Bybelstudie beleef, of ons op hierdie formaat miskien kan voortgaan, en of julle dit verkies, eerder as die vorige formaat. Julle kan vir my sommer WhatsApp en my laat weet. Daar is nou regtig net genoeg tyd ook oor vir 'n gebed, en ek wil vra dat julle saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar dat U so duidelik vir ons gewys het wat dit beteken dat ons hierdie oorgang gemaak het, en nou onder ons Here Jesus Christus staan, dat om in Hom te wees alles vir ons verander het, en help ons om onsself werklik te ondersoek, en seker te maak dat dit die wyse is waarop ons ook leef. Dat as ons verstaan dat ons nou in U Seun, ons Here Jesus Christus is, dat ons prakties hierdie dinge daagliks doen. Ons vra, Here, dat U ons daarin sal lei. Dankie dat U ons geseën het met U woord en ook die verklaring daarvan. Dra hierdie boodskap verder ook deur ons, en ons vra dit in die Seun se naam. Amen. Nou ja, ek sê vir julle elkeen baie dankie. Laat weet my, wat is julle gedagtes hieroor? En 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.